kom aan die einde van Vroue Maand en ons gesels egter vandag met nog 'n inspirerende vrou. Van 'n 8-jarige meisie wat sjokolade op die skoolgronde gesmous het, tot die stigter van een van Suid-Afrika se mees geliefde artisan bakkerye. Alisha Malan se entrepreneursreis het dalk vroeg begin, maar dit was haar passie vir egte handwerk wat die deurslag gegee het. Vandag kuier Alisha by ons om te gesels oor die pad na die sukses van Lucky Bread Company. Goeiemôre, good morning. Welkom hier by ons. Baie dankie. Dis lekker om hier te wees. Dit is so lekker en dit ruik so lekker hierso, maar voordat ons by hierdie lekker spread kom, ek wil eers by jou hoor, jy het reeds op 8-jarige ouderdom sjokolade op die skoolgronde gesmous. Waar dink jy het daardie entrepreneursgees vandaan gekom? Ek is definitief deur my pa geïnspireer. Hy het van jongs af my gesê ons moet hard werk. My ouers was akademikus, so hulle het 'n ander toekoms vir ons jong mense gesien. So hy het my definitief gedruk om dit te doen en ek het baie in die moeilikheid gekom by my laerskool omdat ek dit wel so gedoen het. Ja, bietjie meer wou sjokoladesmous met 'n reiswerk doen. Yes, nog steeds. En toe nou na skool het jy in Londen 'n gap jaar gaan vat en besluit om die korporatiewe lewe vir die kombuis te verruil, né? So wanneer was die oomblik wat jy toe besef het, kos is my roeping? Ag ek dink ek wou dit nog altyd graag gedoen het, maar ek het nie gedink dit is 'n werk nie. Ek was in die era van ek dink dit was BBC Food, Ainsley Harriott, Jamie Oliver, daai het half introduction to chefing kan actually nogal nice wees. So in my gap jaar het ek in 'n kantoor gewerk en toe dadelik besef dat ek nooit wil op my boude sit en vir die rekenaar staan nie. So hier's ek vandag en ek staan nog steeds minder vir die rekenaar as meeste mense. Ja, en jy het dan ook by die gesogte Pro Leith Chefs Academy studeer en in fynproevers restaurante gewerk. Hoe het daardie intense dissipline en hoë standaarde nou vir jou, gevorm tot die sakevrou wat jy vandag is? Dit is, so ek kom obviously van die fine dining agtergrond af en ek dink, ek het by 'n hotel gewerk in Pretoria en daar het ek herhaaldelik goeders probeer perfek maak en dit was groot konsepte en besef dat kleiner goeders soos 'n brood wat net of 4 bestanddele het net soveel uit werk nodig. So mense hoef nie al die fancy goeders te doen om 'n suksesvolle of 'n ongelooflike produk te kry nie. En jy dan nou ook natuurlik met pastye begin, wat Ja. jy toe by 'n markie verkoop het. Ja. En hoe het daardie klein beginstappe toe nou uiteindelik gelei na hierdie groot sukses van Lucky Bread? So ek het by Hazelwood Food Market en by Boeremark baie vroeë oggendure, maar soos julle ook, het ek daar so produkte het gemaak en gesmous en verskriklik hard gewerk en eventually besef dat 'n winkel die beter opsie sal wees langtermyn. Ja, so dit het maar 'n lang proses. Ek dink ek het by die markte begin omtrent 19 jaar terug en Lucky Bread is 13 jaar oud. So dit was so 'n transition per 6 jaar tot die winkel toe. Sure, so okay, vertel ons nou presies, wat is Lucky Bread Company, hoekom die naam en wat is al hierdie lekker goed vir ons? Ons is 'n bakkery, dit is ons oorhoofse besigheid, maar ons is ook baie bekend vir koffie, en ons is baie bekend vir baie lekker kos. Dis nie pretentious nie, dis redelik eenvoudig, maar ons maak staat op baie goeie bestanddele en dat ons met verskafferswerk wat dieselfde as ons funksioneer. So regtig goeie kwaliteit en dan goed vir mens. So dit is nie 'n gesondheidsproduk nie, maar dit is definitief so skoon as wat jy kan kry. En dan doen ons stoute goeders ook, allerhande koeke en wafels maar ons is 'n bakkery besigheid. En dan al ons brood word in 'n houtvuur oond gebak en ons gebruik steengemaalde meel, regte botter, so dit is so real as real as can get. Wel, dit klink fantasties. Ek dink dalk moet ons nou 'n snytjie daar sny dat ek kan proe wat is die broodjie en hierdie ander lekker goed. Daai lyk soos 'n hamkaasding en 'n chocolate. So ek dink al hierdie produkte het op die Aurora Awards nou net double gold gewen. So dit is 'n internasionale paneel en dan hierdie is ons ciabatta. Wat ek vir jou 'n kleiner stukkie gee. Ek voel so lucky om hierdie bread te proe.
En dan daar's 'n suurdeeg, so ons gebruik ook natuurlike giste in ons brood wat ons self fermenteer en dan doen ons 'n flourless flourless coconut cake. Hy is vir mense wat 'n bietjie weer sensitief is vir meel en dan doen ons ook die regte botter croissants. Ja, ek wil van hom ook Ons is proe, nogal asseblief. bekend vir die flourless coconut. En dan is ons ook bekend vir 'n ding met die naam van 'n craffin en dit is 'n croissant muffin. Hierdie is die coconut koek. Ja, croissant muffin. En dan word hy gevul met vla en hulle noem my selfs die craffin tannie by my kind se skool. So dit is nou nie 'n titel wat ek vir gewens het nie. Nee. Ja. Nee, hierdie is jammel in my mond. Dankie. Nou, jy het ook by Tribeca gewerk. Ja. Nee? Hoe het jy toe besluit om Tribeca maar 'n bietjie op die sy te sit? Jy het toe vir hulle ook 'n paar brode gemaak en toe nou jou eie ding gaan doen. Hulle is nog steeds my vennote vandag, so ons het nie op mekaar op sy gesit nie. Okay. Inteendeel het ons hande vasgehou en saam Lucky Bread begin. Ja, So hulle is 'n ongelooflike koffieroostery en hulle is my mentors in besigheid ook, so baie dankbaar vir hulle. So ons stap nog steeds hand aan hand. Dis fantasties. Wat sou jy sê is die grootste les wat entrepreneurskap jou geleer het? Dat jy met hard werk, dit hou nooit op nie. So, daar's baie lesse, maar ek dink mens moet aanhou probeer. En miskien ook dat elke lekker dag maak op vir 'n reeks van slegte dae. So mens moet net aanhou. En mense is jou eie baas. Ja. En partykeer is dit ook maar Jy kan dit nooit afsit innerlike nie. stryd. Ja, Presies. dis 24 ure 'n dag. So nou in 'n wêreld van massaprodukte het Lucky Bread regtig 'n nis gekap vir kwaliteit en handwerk. Hoe balanseer jy nou die groei van die besigheid wat so groot raak, maar om nog steeds daai intimiteit te bou by elke winkel? Om die regte mense aan te stel, om sommer die regte mense te werk is belangrik sodat hulle dit deurtrek wat ek graag vir die besigheid wil hê. Dit is baie belangrik. En dan maar net jou vinger op die pols te hê die hele tyd. So partykeer laat val ons die bal of die deeg of jy weet op die vloer, maar ons moet maar aangaan en hard probeer. So nooit op te hou nie. Nooit complacent te raak nie. Ja. En jy het nou reeds baie takke al reeds oopgemaak. Wat is jou groot droom vir Lucky Bread Company? Om deur te trek om altyd dieselfde kwaliteit te behou. Ek dink dit is 'n groot ding. Ek dink mense kyk in geskiedenis dan sien mense, waar was daai bakkery wat ek gehad het toe ek 'n kind was? Ek sal graag wil hê die bakkery moet langtermyn baie goed doen, so goed soos hy op sy beste was elke dag vorentoe. Ja. Wel, ek dink ek gaan nog 'n paar stukkies hierso. Wil jy nie jou eie broodjie proe nie? Of course. Kom ek dink kom ons ek snap moet jou 'n bietjie laastens- croissant. Ja, sny daai croissant. Ek gaan hom nou proe. En ek is seker Pieter is lekker jaloers hierby. Hy wag tot buite vir die leftovers. Ons gaan nou vir hom ook gee. Alright. So klein Ek gaan sommer stukkie. met hom totsiens sê. Ek gaan nou hierdie lekker croissant verder proe. Ek voel sommer baie lucky. Van lekker bekkie tot liefie lyf. Net hierna is dit Ivan Roux met sy nuwe enkelsnit.